Welkom terug. Die vir julle wat nou al bedsere gelees daar by die see. Lekker om almal terug te hê. Lekker nat Johannesburg. Ek sien dan was Londen. Sê iemand vanmôre 3 dae gelede was daai groot dam 61% vol en gister het hy oorgeloop. Dankbaar daaroor. Ek weet daar is nog 'n PE Beka. Is daar groot droogte. Ons is die Here baie dankbaar vir 'n ongelooflike nat jaar. En ek bid regtig vir u wat nou vandag vir die eerste keer weer terug is. Die seën van die Here toe vir 'n vreeslike mooi en 'n geseënde jaar. My gebed is regtig dat as ons nie einde van die jaar terugkyk op 2022 dat ons vir mekaar en vir onsself kan sê, die Here was vir ons vreeslik goed. En ons het dit beleef in ons lyf gevoel. Vanoggend se diens is aan die eerste Sondag van Epifanie. Nou, en Epifanie is nou die tyd van gereedmaking om die effek van die geboorte van die Here Jesus op 'n besondere manier te vier in mense se lewens. Ons gaan vanmôre 'n bietjie stil staan oor wat God by ons regtig vir mense beteken. En dis die gebed van my hart dat die Here regtig vanmôre met jou sal praat. Ons sal begin met 'n lied. Stille Nag, lied 348. Ons kan staan terwyl ons dit sing. En daarna kan, as u wil, u bly staan vir die foto met die seëngroet en die lofsang. Dan kan u weer gesit, maar as u knie of u rug 'n bietjie vanmôre se eie storieetjie het, dan kan jy maar gaan sit voor dit. Dankie Sigrid en welkom terug.
Luister, so sê die Here wat jou geskep het. Jakob, wat jou gevorm het, Israel. Moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Deur vure, hulle sê nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlam sal nie brand nie. Want ek is die Here, jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Amen. Liewe suster en broer, moenie bang wees nie. Want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap wat vir julle volk bestem is. Vir julle is die verlosser gebore. Jesus, die Here. Kom ons loof die Here met 2 liedere, 349 vers 1 tot 4 en 345 vers 1 en 3 en dan kan jy weer gaan sit.
Ek wil hê jy moet vanmôre weet, jy is welkom hier. En jy sal nou in die verloop van die diens sien, hoekom ek gekies het om hierdie gedeelte vanmôre met julle te doen. Want dalk lyk jy nie meer soos jy onthou nie. Dalk is jou gemoed nie meer so helder, soos wat ons dit onthou nie. Dalk het jy al vrede gemaak met dinge, waarvan ander mense nie eens kan droom nie. Dalk is jy moeg en krom, of jou siel pynlik verward en stom. Vir jou wil ons môre hier welkom sê. Ongeag jou ras, ouderdom, geslagsidentiteit, getroud of nie, jou fisiese vermoëns en verstand, jou oriëntasie, jou land van herkoms, jou geloofstatus. Hier sal ons jou respekteer. Ek sê altyd vir die mense langs die bed by die hospitaal staan, hierdie is 'n safe space. En ek wil hê jy moet weet, as jy in die kerk instap, moet jy weet, dis 'n safe space. Hier word jy gerespekteer. Hier vanoggend glo ons saam met mekaar. Glo ons selfs vir mekaar. Want Christus leef in ons. En Christus maak ons vry. Christus maak ons heel. En sy elke dag se genade dring ons om ons lewens met mekaar te deel. Want die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Daarom het ons die Here lief. Met ons hart en met ons siel. Met al ons krag. En vir mekaar, soos die Here ons lief het. Ek kan die woord van die Here saam met my oopmaak by Lukas die 3de hoofstuk. Ons gaan daar vers 15 tot 17 en dan vers 21 en 22 lees. Lukas 15. Maar kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, dankie dat U ons Here is. Dankie dat ons saamkom vanmôre op 'n onsigbare manier deur U goddelike draad van genade aan mekaar verweef is. Dat as ons so by mekaar is, dan is dit nie net mense wat van mekaar hou nie. Of mense wat 'n soort van dieselfde belang deel nie. Ons word aan mekaar vasgeweef, in mekaar en verweef, deur die liefde van die Here. En ons beleef dit so in ons lyf. Ons was begenadig om oujaarsaand 2021 terug te kyk op 'n jaar waarin daar soveel mense dood is. En ons het bly lewe. Ons het op 'n manier, ja, is dit nie soos dit was nie, weer ons gesondheid terug. Ja, daar kan ons nog nie ryk of proe nie, of ons asem is kort, maar ons kon terugkyk op 'n jaar. Ons kon vooruitkyk op 'n jaar. En daarom bid ons Here, dat al is ons hierdie jaar anders en ouer as wat ons verlede jaar was, dat U weer opnuut in ons sal vasmaak, en ons aan U, sodat
hierdie Jesus verhaal nie saam met die Kersfees liggies in die boks gepak word nie, maar in elke dag gelewe word deur mense in wie Jesus lewe. Ons harte loop oor van dankbaarheid vir die reën. En dit is nie net tip, tip, tip reën nie. Dit is stortreën. En ja, daar is skade ook. Ons vat dit saam met die genade, saam met die reën. Want ons ken droog. En daarom moet ons môre ook nog Here vir die gedeelte waar dit nog nie gereën het nie. Want ons weet U is die Here. Dis in U vermoë om in 'n dag se tyd 'n dam vol te maak. Ons vertrou U daarmee, want ons weet U is vir ons lief. U het vir ons by die naam geroep. U het vir ons gesê, ons is U sin. Waarom sal U daar nie vir ons sorg nie? Breek daarom o Gees van God die woord vanmôre vir ons oop. Dat letters per bladsy vir ons die hartklop van ons God sal wees. Amen. Ek het nou vanmôre terwyl Siegfried gespeel het met lofsang, het ek gedink, jou ma se kos is altyd anders. En al kook sy die boontjies teen 22 vir 'n halwe dag, daar is iets in jou ma se kos wat anders is. En soos dit vir my elke keer as ons vir Siegfried terug het by die orgel, dan is dit so half asof ons weer by ons ma se tafel aan sit. Dit is so net spesiaal. Lukas 3 vers 15. Die volk was vol verwagting en almal het begin afvra of Johannes nie miskien die Christus is nie. Daarop gee Johannes aan hulle almal die antwoord: Ek doop julle met water, maar my meerdere kom en ek is nie eens werd om sy skoene los te maak nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. En dan 'n baie belangrike vers 17. Hy het sy skop in sy hand. Hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak. Die koring sal hy in skure bymekaar bring, maar die kaf sal hy met onblusbare vuur verbrand. Vers 21. Toe al die mense hulle laat doop het, is Jesus ook gedoop. En terwyl hy staan en bid, het die hemel oopgegaan en die Heilige Gees in sigbare gestalte soos 'n duif op hom neergedaal. Daar was ook 'n stem in die hemel. Jy is my geliefde seun. Oor jou verheug ek my. Daar's 'n sleg ding in somervakansies en Kersvakansies. En dis fotos. Want almal neem fotos. Daardie een tyd van die jaar wanneer lank amper vergete vriende en familie mekaar weer sien. Maar in die agtergrond koppel Facebook en Google en OneDrive en iCloud hierdie fotos en datums aan mekaar. En dan een oggend uit die bloute, dan kry jy 'n boodskap. Onthou jy nog 5 jaar gelede? En jy kyk na die foto en jy stap spieël toe en jy skrik vir hoe oud jy geword het. En die mense saam met jou. Wat is dit van oud word? Wat vir ons so sleg is?
Want as jy eerlik met jouself is, leer jy dalk iets oor jouself. Ek dink oud word, en die bang van oud word, is omdat ons bang is vir wat ons gaan word. Afhanklik, swak, angstig, alleen. Dis wat oud word sleg maak. Dalk lê ons bang wees daarin dat ons nie meer sal kan doen en wees soos wat ons was in ons jongtyd nie. Dalk is ons bang dat ons nie meer goed kan by mekaar maak en goed kan doen nie. Mense ons sal vergeet. Want baie van ons identiteit lê daarin dat ons 'n openbare profiel het. En daardie openbare profiel is gekoppel aan hoeveel ons het. En watter posisie ons in die samelewing beklee. So loop op die vakansie iemand raak. Paar jaar jonger as ek. Maar laas toe ek hom gesien het hy 'n pragtige huis gehad. In 'n spogwoonbuurt. Die nuutste rygoed. Meer as 20 miljoen rand in die bank, bultende spiere, meer knoppe as 'n bar one. Ek bly nie by die see, sê hy vir my. In 'n 2 slaapkamer woonstel net ek. Ek het alles verloor, sê hy. Ek het laas jaar 'n hartaanval gehad, en toe het ek en die kinders besluit ek moet rustig vat. En jy weet mos, sê hy, as mens alles verloor, raak baie van die mense wat elke dag saam met jou gekuier het, ook mos weg. So ek begin maar hier oor. Alleen. Dalk is almal, liewe suster en broer, se verhaal nie so dramaties nie. Maar tog lê daar iets hiervan in elkeen van ons harte. Die eens gesiene besigheidsman wat nou op suurstof by die huis moet sit. Die eens gesiene dokter wat nou soos 'n baba versorg moet word. Die eens versorgende mamma wat nou nie meer 2 borde kan tafel toe dra nie. Die eens bewonderde sportman wat nou met krikke moet rondbeweeg. Knie is op. En kyk ons na Facebook, hoe ons 8 jaar gelede gelyk het. Ons kyk in die spieël na ons nou lyk. En ons is bang vir 10 jaar hiervandaan. Want ons identiteit lê in wat ons het, wat ons ry, waar ons bly, en wat ons kan vermag. En daarin lê 'n gif wat mense vernietig. Johannes is besig om mense te doop. Hy preek bekering, integriteit, 'n nuwe manier van lewe. Hy praat oor die een wat na hom kom. Ek doop julle met water, sê hy. Die een wat na my kom, doop julle met vuur. 'n Vuur wat sonde verteer. Wat die kaf sal uitwan op die dorsvloer.
Dit is snaaks dat mense toue staan om deur hom gedoop te word. Want hierdie doop van Johannes beteken immers dat 'n mens moet erken dat hy sondig is en redding nodig het. En ons weet almal dis mos moeilik om te doen. Waarom sou mense dan deur hierdie boodskap aangetrek word dat hulle rye staan om deur hom gedoop te word? Want hulle wil iets doen. Hulle wil verander. Hulle wil nie aanploeter soos nou nie. Want daar's 'n saadjie in elke mens wat hom laat smag na verlossing. Wat hom laat smag om oor te kan begin. Nie te kan begin. 'n beter weergawe van homself te kan wees. En mense, vir alles in swaar kry en onseker is, gryp na enigiets wat lyk asof dit verwagting kan bring en dalk hoop. Tevens, Johannes se bediening het so impak op mense, dat mense begin wonder of hy nie dalk die Messias is nie. Maar ook Johannes verkondig sy verwagting van die Messias. Soos hy dit verstaan, as die een moet oordeel bring, wat hooi vurk in die hand, die koring gaan sif. Nou Lukas, anders as die ander evangelies, maak nie melding daarvan dat Johannes gehuiwer het om Jesus te doop nie. Maar Johannes borduur voort op dit wat net na die doop gebeur. Hy staan, hy bid, die hemel gaan oop, die Heilige Gees daal op hom neer, en dan die stem in die hemel, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Dit is amper asof Lukas met opset die pas probeer markeer, om mens tyd te gee om te verstaan, hier gebeur iets groot. Jesus se doop en die gebeure daarna wys dat Jesus se doop, anders as die mense se doop, 'n ander betekenis het. Dis 'n simboliese doop. Dis 'n doop in belang van iemand anders. Dis asof die hoop uit die hemel daarvandaan op hom fokus. En die Johannesbeelde van vuur, wan, die koring wat uitgebrand word, die kaf, koring wat geberg word, kaf wat uitgebrand word, daai beelde word in Jesus 'n duif, 'n stem in die hemel, wat praat met 'n geliefde, wat blydskap bring. Anders as wat Johannes verwag, is Jesus die geliefde seun wat blydskap bring. God vir die mense. Anders as wat Johannes verwag, is Jesus se boodskap nie die gedonder van God se woedende reaksie op sondaars en hulle sonde nie, maar die naderstaan van 'n geliefde seun, Jesus, wat die volk se sonde op hom kom neem. Ja, daar is teregwysing en oordeel, maar Jesus se doel is nie bang maak nie. Sy doel is om in liefde nader te trek, soos 'n pappa en mamma hulle kind. Want bekering, liewe suster en broer, net omdat 'n mens bang is, het geen blywendheid nie. Dis vreesgedrewe. Die bekering waarna die Here Jesus verwys, is baie meer positief. Een waar mens jou sondige aandeel aan die stikkendheid van die wêreld besef en erken. En dan deur hierdie Jesus wat langs jou staan en hom nie skroom om sondaars aan die bors te druk en deur die Gees lewend te maak, omhels word. Nie meer te vernietig.
maar om jou op die regte spoor te sit. Omdat jy liefgehê word. En dis die bekering waar mense identiteit lê. Nie in wat ons het nie. Nie waar ons bly en wat ons ry nie. Ook nie hoe selfstandig ons is, hoe helder ons verstand werk en of jy werk het nie. Wie ons is, word bepaal deur wat God oor ons sê. Die belangrikste wete in enige mens se lewe is die wete dat ek deur die Here Jesus liefgehê word. I am most beloved. Al verloor eens belangrike mense al hulle besittings en vermoëns. Al kan ons niks meer doen wat belangrik lyk nie. Al verdwyn ons name uit gesprekke en die kollig. Selfs al praat en skinder mense oor ons bly geliefdes van die Here. Want ons identiteit lê in Christus. Nie in wat ons doen nie, of nie doen nie. Nie wat ons het, of nie het nie. En dit is 'n belangrike onderskeid om te tref. Want jy sien, anders as die Fariseërs en skrifgeleerdes van daai tyd, wie se leer en mense wou inperk met reëls, gee God se liefde vir mense vlerke. En ek dink nogal, liewe suster en broer, dis die uitdaging van 2022. Om vir mekaar vlerke te gee. Om die goed en die mooi in mense te soek. En daarin vas te hou. Te verstaan dat wanneer iemand iets verkeerd doen, beteken dit nie noodwendig dat persoon is boos nie. Hy het iets verkeerd gedoen. Daar's 'n fliek. Jy kan kyk of jy kan kry Seabiscuit. Gaan oor 'n reisiesperd. Dit is 'n jokkie. Die reisiesperd het sy eie soortige uitdagings gehad. Beserings en al die goeders. En sy jokkie het met hom oor 'n baie lang tyd gewerk. Hom opgebou van 'n bang perdjie na een van die top reisiesperde. En dan beseer die jokkie sy been. Wanneer 'n perd uitbreek het teen van die blokke en hom omhardloop en sy been baie sleg breek. En dan sê almal vir hom, jy gaan nie weer kan ry nie. Jy gaan die perd die wetting kos sê, as jy aanhou ry. Die perd is beter af sonder jou. Kry vir jou 'n ander jokkie, sê die mense. En dan sê die eienaar van Seabiscuit hierdie ongelooflike woorde. En ek wil hê jy moet dit vasmaak in die harte. You don't throw a whole life away just because it's a little bit dented. Kan ek weer vir sê? You don't throw away a whole life just because it's a little bit dented. Weet jy, liewe suster en broer, ek is op vir hierdie voortdurende verdagmakery van mense en hulle motiewe. Is daar dan niemand meer
iets moois nie? Of is dit dat ons so konsentreer op die dowwekolle in mekaar, dat ons nie meer die mooi in mekaar raak sien nie? Miskien is dit tyd dat ons begin besef, hierdie persoon oorkant my, hierdie persoon met wie ek skouers skuur, is die een oor wie die Here gesê het, my beloved one, my kind. Kom ons begin Epifanie 2022, deur te soek na die mooi in mekaar. En ons hou daarin vas vir die hele jaar, ten spyte van die foute wat mense maak. Want ek wil jy moet mooi hoor, want daai foute en sondes, daarvoor het die Here Jesus klaar betaal. Ek het nie nodig om ons daarmee besig te hou nie. Die Here het klaar die prys daarvoor betaal. Ek hoef niks om mee te doen nie. Ons as gesin in die vakansie begin om mekaar daarin te herinner om te fokus op die mooi in mense. Miskien moet ons dit net 'n bietjie weier trek. Vir mekaar sê, kom ons begin, en elke keer as ons kritiek wil lewer, soek ons ook iets moois in iemand. Want wraak kom ons nie toe nie. Maar liefde is ons opdrag. Soek vir iets moois, iets positiefs, wanneer jy terugkyk op die foto's van 5 en 10 jaar gelede, waarin Google en Facebook en wat ook al jou herinner. Want jy, liewe suster en broer, is jy. Nie oor dit wat jy het, of oor dit wat jy kan vermag nie, maar oor wie jy in Christus is. En wie is dit? Jy is sy aan die bors vasdruk kind. Amen. Hemelse Vader, dankie dat U ons Here is, en dankie dat U nie ons Here is, omdat daar in ons iets fantasties is nie, maar omdat U liefde ons mooi maak. Dat U iets van daardie liefde in elkeen van ons kom sit het. Help ons mekaar om daai liefde te soek in mekaar. U gesig in mekaar te kan soek en te kan kry. En ek bid dit vir meer as hierdie gemeente, Here. Ek bid dit vir ons land. Land wat teer op verdagmaker en twis. Help mekaar om ook verby die sleg, waarvoor U reeds betaal het, iets mooi te soek. Ons bid dit, Here, ook wanneer ons hierdie jaar moet ingaan. Ons bid dit vir ons huise. Ons bid dat ons kinders sal groot word, Here, in 'n huis waarin ons as papas en mamas hulle lief het. Dat hulle die vrymoedigheid het om met ons te praat, omdat hulle weet hulle word lief hê. Bid dit vir ons as gemeente, dat ons mekaar kan vertrou, omdat ons mekaar lief het, omdat U in ons bly. Ons bid, Here, vir almal wat swaar kry in hierdie tyd. Almal wie se harte nog seer is,
oor 2020 en 2021 en alles wat daar gebeur het. Ons bid Here vir hulle wat sommer aan die begin van die jaar al moeg is, sommer vir die lewe. Wil U vir ons help, dat hierdie boodskap van U liefde in hulle ook vir hulle waar sal word. Ons bid vir ons kleinspan, die jongspan wat hierdie week terug in skool toe, al die leerkragte wat daarbij betrokke is, dat ons met mekaar ook in die skool sal werk, Here, asof die persoon met wie ons werk, die kosbaarste moontlike besitting is. Toonbeeld van God se liefde. En ek bid dit in besonder vir daai kinders, wat het moeilik maak, om lief te hê. Dat is ook in daai kind, iets moois sal soek. Daai probleemkollega van ons. Het weet ergens, al is dit diep binne, is iets moois. Dat ons dit sal soek. Dat ons as samelewing met mekaar so sal omgaan, dat ons liefgehê en gerespekteer voel. Begin by ons, Here. In Jesus naam, amen. Dank ons met die deure. Kom ons sluit met lied 353. Daar gaan ons vers 1, 2 en 3 sing. Koffie na die tyd. Dis wel 'n droë koffie, daar is nie eetgoed by nie, maar dit is nog steeds koffie. So kom ons kuier na die lekker lang vakansie weer 'n slaggie saam mekaar. Luister, liewe suster en broer, so sê die Here wat jou geskep het, wat jou gevorm het. Moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne.
Gaan leef dan, liewe suster en broer, wie jy reeds is. Want die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is by julle.